as vanaand gaan gesels, weet daarom regtig iets van bakkiery af. Om die waarheid te sê, het hy vir 22 jaar aaneenlopend suksesvol aan die wêreld se strafste motorwedren deelgeneem. Uit daai kere het hy 20 keer klaargemaak in die top 10. Uit daai 20 was hy 15 keer in die top 8 en 8 keer in die top 3. En in 2009 het hy op die heel boonste trappie van die podium gestaan toe die wedren algeheel gewen het. Ons praat natuurlik van ons ou vriend Janiel de Villiers. En ek en Hannes het nou onlangs al die pad van die Parel af oor die berg tot in Stellenbosch gery om by hom te gaan kers opsteek. Ken die storie van Berrydale, die Karoo groot geword, Parelskool gegaan en die sit ons in Stellenbosch. Wat moet jy nog weet? Ek het altyd van kleintyd af die karre gery op die plaas, as op 'n plaas groot geword. So ek het altyd 'n kuskar gehad of 'n beachbuggy of trekkers. Obviously begin jy as 'n privaat ou resies ry en ek het 'n kampioenskap gewen in 1993 in groep N. En was 'n rooi Opel Kadett. Ja, rooi Opel Kadett. En toe het ou met die naam van Pieter de Waal, wat toe by Nissan Motorsport was, het my gebel en vir my 'n kontrak aangebied vir die volgende jaar. Ja. Natuurlijk het ek op en af gespring, want ja, dit is wat almal maar wil hê. Dis enige iemand se droom. Ek onthou in daai dae was die by Kilani of Kailami, dit was gepak geweest. Daar was 30-40.000 mense by 'n wedren. Baie karre in die veld, baie vervaardigers was betrokke. Ek dink dit was die gloriejare van baanrenne in Suid-Afrika, absoluut. Van 1997 tot 2000 het ons die kampioenskap gewen, 4 jaar in 'n ry. Julle het toermotors gery, goed gegaan en alles, en toe op 'n dag toe bel Glyn te sê, "Oké, ons gaan nou bakkies ry." Ek bedoel, wat het jy gedink in daai stadium? Ek moes toe besluit, okay, gaan ek nou ophou ry of gaan ek deel wees daarvan? En ek het maar net besluit, kom ons pas aan en kom ons sien dit as 'n nuwe challenge. En ja, 2000 het ek my eerste reisies gedoen en 2003 was die eerste Dakar. Jy het ook 'n paar illustrious spanmaats in die daar gevra. Noem bietjie die name. Toe ek die Dakar begin ry het ek amazing spanmaats gehad. Anthony Reid was 'n spanmaat vir my, Laurent Aiello, ek en Colin McRae en Arie Wattanen wat die span van Nissan was. So groot name. Groot name, ja, en ek onthou die een jaar toe ons aan Mauritanië gebreek het. Breek ek en Wattanen 500 meter van mekaar af. En ons sien toe daar in die verte, hier kom 2 of 3 Touaregs deur die woestyn gestap. En die een het nog hulle AK-47 geweer in die hand en hulle kom na ons toe. Jy weet, dis waar ek gesê het, in Afrika voel jy baie exposed. En ons dink, o hel, wat nou? Maar die een ou kom toe daar aan met so omgekeerde Beetle hubcap vol kameelmelk. En hy kom toe om eintlik net vir ons iets te kom aanbied, maar binne die kameelmelk is daar seker so 4 of 5 vliee wat daar ronddryf. En hy bied dit toe vir ons aan. Ek kyk vir Arie en Arie kyk vir my. Ek sê, nee, right, kom, bring, ek gaan dit drink. Hy sê toe vir hom in Frans. En hy drink toe van die melk, seker so 2 of 3. Lekker groot slukke, ek dink hy het my vliee gemis. In latere stadium was dit ouens soos Carlos Sainz, wat 'n spanmaat was, jy weet, Nasser Al-Attiyah, so Fernando Alonso was een nou, ek het hom geleer om in die duine te ry. Wat dink jy, gaan hy weer probeer? Hy het verskriklik vinnig aangepas. Jy weet, hy's 'n ou wat altyd vra en wat leer. En ek was baie beïndruk met hom. Ek dink aan die einde van die Dakar toe hy dit gedoen het, was hy nogal redelik vinnig. Vertel ons 'n bietjie van die chassis. Ons het saam begin by Volkswagen. So ja, ons het 'n baie goeie tyd gehad. Ons verstaan mekaar. Hy's 'n baie goeie vriend van my. Die ouens sien altyd die groot span wat agter die ding betrokke is. Die grootste spanne wat ek in betrokke was so 110 mense. In Afrika se Dakar so dit nie so gelyk nie. Hoe was daai eerste dag? Baie meer exposed gevoel in Afrika, baie meer op jou eie. En jy het vir 3 weke in 'n 2-man tent geslaap. Jy weet, jy staan op in die oggend, dan het miskien in die nag daar 'n stofstorm gekom, dan staan jy in die oggend op en jy weet, dan sien die ouens net die wit van jou tande en jou oë. Verder is jy asfaal gewaai van al die stof. Daar is nie 'n kafee langs die pad wat jy kan stop vir jou rommetjies koop nie. Jy weet, dit is goed wat jy kan doen in Saudi en goed wat jy kan doen in Suid-Amerika. Ons praat nou van die reisies is nou vinniger geword, maar is ook met die karre vinniger geword. Jy weet, ons het groter wiele nou, ons het meer suspension travel, al daai tipe van goeders. Die ou wat instrumenteel was daarin is Glyn. Hy is een van die rolspelers wat dit gemaak het dat die Dakar nou so 'n sterk wedren is en dat daar so baie ouens is wat daaraan deelneem.
Jy het ook 'n baie goeie verhouding gehad weg van engineering af. Dit was 'n goeie vriend. Hy het my in die aande na die workshop toe laat kom en my het laat werk aan die draaibank. Ek moes help om die karre aan mekaar te sit. En ek het nou die dag actually na van die foto's gekyk waar ek sit en spanner aan die kar tot wie weet watter tyd van die nag toe. Dit vorm jou en dit is deel van jou karakter en te dank aan Glyn het hy vir jou dit laat besef. Ek het hom eendag toe vra kom voor 'n resies, Glyn, when are you going to stop developing the car? He say, well, when the light goes green for stage 1. Hy laat my baie dink aan 'n ou soos Carlos, want hy het ook hierdie ontsettende wil en dryfkrag gehad om suksesvol te wees en om altyd iets te wil verbeter. Jy weet, niks is ooit goed genoeg nie. Hoe maak jy jou daar nou vol? Ek bedoel, wat doen jy nou elke dag? En nou dat jy 'n X-racing draai. Kyk, die ouens vra altyd vir my, wat doen ek behalwe so al wat ek op die oomblik vir hulle kan sê is ek doen net my bes. Want dit is maar die belangrikste tog. Om elke dag jou bes te doen. Die huidige groep renners, wie is die vinnigste daar? Dis net een nou, dis Nasser Al-Attiyah. Jy weet die manier hoe hy die terrein lees en jy weet hy kom altyd by die einde aan en sy kar nooit stikkend nie, maar hy het jy weet die vinnigste gery. Henk het 'n uitstekende job gedoen hierdie jaar met sy tweede plek en ek dink Henk is een van die ouens wat die reis kan wen in die toekoms. Wat maak 'n ou vinnig op Dakar? Jy moet weet waar jy kan vinnig ry en jy moet weet waar jy net so 'n bietjie moet afpak en bietjie stadiger ry. En die goeie ouens het net die vermoë om die terrein beter te lees en te weet waar hulle 'n bietjie stadiger moet ry en dan is hulle weer gemaklik voel om flat te push. Vir baie jare het ek die meeste respek gehad vir Sebastian Lou. Volgens my was hy, omdat hy so op die skerp kant van tydrenne was, Absoluut. so vinnig. Ek het vir jare gedink hy is die wêreld se beste bestuurder. Hy het nou vir die 8ste keer probeer Dakar ry, 7 keer, 8ste keer. Nog steeds nie reg gekry. Dit lyk nie vir my of hy die vermoë het om te weet waar om net 'n bietjie af te tap. Of om dit vir 12 dae aan een te kan doen. Elke dag flat ry en in die Dakar werk dit nie. Daar's altyd iets wat jy gaan uitvang. Ek het nou die dag gesien so 'n dingetjie van Peter Hansel. Hy sê you need a fast car, a good driver, a better navigator and a whole lot of luck. Obviously hy het 14 Dakars gewen, 6 op 'n motorfiets en 8 in die kar. En hy was definitief die benchmark vir jare. Het ek agter hom in die duine gery daar in Tunesië. Nou daar is sulke lang vlaktes wat jy baie vinnig ry en dan ewe skielik is daar sulke drops van 10, 12 meter. En dan volgekom het, ek het hom daar gevolg en dan uit die bloutek sien ek hier breek hy van 150 km/h en dan gaan ons af by so 'n drop. En dan kon ek nie verstaan hoe het hy dit gesien nie. Dus jy praat altyd van die swaar kar vroeg in die oggend op die pub. Ja, ek weet nog 'n bietjie daai storie want ja, jy het al een keer vir my vertel so 'n bietjie, jy en Glyn actually, dat as jy in die oggend wegspring is die kar swaar want hy het 500 liter brandstof in en so aan. Wat gebeur en hoe manage jy dit? Ons noem hom altyd 'n pregnant elephant. Want jy moet die kar opstel en die suspensie opstel dat hy redelik goed is as die kar so swaar is, maar dat hy ook nog goed is as die kar ligter raak. Jy weet soos die brandstof afbrand en na die einde van die stage toe. 21 keer klaar gemaak. Ja. Ek dink 15 keer in die top 10. 22 jaar op Dakar, hoogtepunt, ultimate hoogtepunt. Beste oomblik wat jy die beste gaan onthou. Kan ek dit antwoord? Dit is maklik. 2009. Moet jy wen, ja. En ek kan vir die laagtepunt ook sê. Laagtepunt. 2007 toe ons 32 minute voorgeloop het, 4 dae van die einde toe ons 'n engine probleem opgedoen en toe eindig ons 11de. Jou loopbaan as motorsportman. Did it live up to expectations? En nou om terug te dink aan, ek het 22 Dakars gedoen. Ek het saam met van die beste bestuurders in die wêreld was van my spanmaats. Jy weet die stories en die memories wat ek opgebou het oor al hierdie jare is unbelievable. En julle ouens aan die einde van die stage, eerste ouens om daar 'n mic in jou gesig te druk voor jy jou helmet afhaal het. Voel skoon sleg. Ja, dit is als deel van die game en ja, nee, ek sou sê dit het by verre my verwagtinge oortref. Ek het nooit gedink ek sal dit doen nie. Ek het maar gedink ek gaan boer op die plaas.